mense daar in Taiwan, almal wat geraak is deur die aardbewing, kom ons sluit die oë. Amen. Vriende, baie welkom vir elkeen van julle vanoggend hier. Dit is 'n voorreg om saam te wees. Ek hoop julle het vanoggend daar ook soos in julle beddens gelê en soos Dawid gesê, ek smag van verlange om na die huis van die Here toe te gaan, om daar by sy altare te wees. Dis so 'n mooi psalm in die Bybel. En dat hy sommer wakker word met 'n lus van ek wil so graag sommer net saam met ander gelowiges wees en die Here se woord hoor, saam bid en sommer net saam wees. Baie welkom vir elkeen, die lidmate wat hier is, wat nie vakansie hou daar in die mooie Transvaal nie. Die besoekers wat hier is, vanoggend steek hier op, is die besoekers wat by ons kuier, steek net hande op, ons sal nie vir julle vra om te sê, alles gee dit steek op, hier's 'n klompie, baie welkom vir elke besoeker wat hier kuier, maak nie saak van waar af julle kom, jy mag dit vir julle lekker is, en dankie dat julle ook so in julle vakansietyd kerk toe kom. Is hier so nuwe intrekkers vanoggend, wat nie intrek in die gemeente, steek dit 'n bietjie op, daar is mense, baie welkom vir julle, ons gaan nog vir julle beter leer ken. Is hier nog iemand? Welkom, as daar iemand is wat nie die moed het om 'n hand op te steek nie, ek neem jou nie kwaadlik nie, as ek in 'n gemeente is en hulle vra as daar besoekers, dan sidder ek het nie die moed om my hand op te steek nie, ek is altyd bang hulle vra van waar af kom ek en al sulke goeters. Welkom vir almal. Dis nie die gewildste tyd van die jaar nie, dis lydenstyd, en daarom sê hulle ook vanoggend in die liedere hoor iets van die lyding van die Here. Daar's baie minder mense by lydingsdienste as by Kersdienste. Is lekker om te sing van 'n babietjie, is lekker om te sing van 'n krib, is lekker om te sing van wyse manne en herders. Dis nie lekker om te sing van 'n man aan 'n kruis nie. En daarom is die lydenstyd nooit 'n baie gewilde tyd nie. Maar dit is so belangrik dat ons hierdie tyd deurleef. En baie van ons is besig, of baie van die mense in die gemeente is besig op die oomblik om te vas, om hierdie in hulle self voor te berei in hierdie tyd. Baie ander is besig met in diepte Bybelstudies, om sommer net te kyk wat sê die Bybel weer. Iemand het in die week vir my video gevra van Passion of the Christ, om dit weer te kyk. Maar mag hierdie lydenstyd vir elkeen van julle 'n baie spesiale tyd wees, wat jy sommer net vir 'n oomblik stil staan en nadink oor die lyding van die Here. Nogmals, baie welkom. Vriende, in die lydingstyd gaan die lewe ook normaal aan. Ons lewens staan nie stil nie. Ons het laasweek het ons bazaar gehou en dit was 'n wonderlike dag gewees. En Piet Foster, ons voorsitter, gaan vir julle so 'n bietjie terugvoer gee oor die bazaar. Piet, baie dankie. Maar almal, as jy my sal toelaat, toe ek nou die week gehoor het van die aardbewing in Burma en Thailand, die eerste ding waarna ek gedink het is Suid-Afrikaners wat op die oomblik besig is daar met opleiding van evangeliste, Dr. Johan Snyman van Stellenbosch Free to Serve en Dr. Dion Bester wat in die Dubai gemeente is daar. En ek hoop hulle is veilig, so ek het aan hulle my gebede gedink hierdie paar dae, maar dit is maar tragies. Goed, so, verlede week het ons, Anton het bietjie vir terugvoering gegee, maar dit is belangrik, ek weet, almal wil weet hoe dit gegaan met die bazaar, en as hulle praat van hoe gaan dit met die bazaar, dink hulle aan die finansies. So, ons het so 'n inkomste gegenereer van net so onder die R600,000. En daarvoor wil ek nou vir u dankie sê, want dit is geld wat gespandeer is. Die mense wat die bazaar bygewoon, het soveel geld kom spandeer. Dit sluit ook in die donasies wat ons gekry het, en ek wil amper
sê jy moet vir jouself hande klap, want ons is baie dankbaar vir u was ons kliënte daai dag gewees en dit is heerlik. Maar nou sê mense, onthou nou, dit gaan nie net oor die geld nie, dit gaan ook oor die kuier. En dit was vir ons, toe ek nou Saterdagoggend 7:00 by die kerk kom, toe reën dit. En dis nou daai oggend, en dan wonder ou nou maar, hoe gaan die mense kom, en dit het so 'n mooi dag uitgedraai. En op 'n stadium het ek en Koenie gepraat, en sê ons, jong, hier is 'n mooi opkoms. Want dit is maar belangrik, dat die mense kom, en dit gaan oor die kuier. Ander goed is dat, met 'n bazaar is daar maar uitgawes. So ons het ook heel wat uitgawes gehad, en een van die groot vrae wat mense vir my vra is, hoekom sit julle so groot tent op? Want die tent kos ons R40.000 om hom op te sit. Maar as dit nou Saterdag gereën het, dan was daar nie plek vir die mense om te sit nie. Dan het hulle huis toe gegaan, want hulle kon nie in hulle karre gaan sit nie. 2 jaar terug was dit so warm geweest toe ons 'n kleiner tent gehad het. Die helfte van die mense het onder die tent gesit, die ander het huis toe gegaan. Hulle het hulle kos gevat en huis toe gegaan. So dis die rede hoekom ons so 'n groot tent het. En ons bou dit in ons begroting in vir die bazaar, so ons gee nie om dit te spandeer nie, want ek dink dit was die moeite werd geweest. Goed, so ons netto inkomste is net so by die R400.000 geweest. En dit is vir ons as kerkraad nou belangrik, want ek het ook histories gehoor, ons maak nie saak hoeveel geld ons insamel nie. Bazaar se inkomste is deel van ons begroting, en die belangrike inkomste vir ons om ons boeke te laat klop. So daarvoor sê ek vir u baie dankie vir die as seker omtrent 200 mense plus wat gewerk het op die bazaar en die voorbereiding ook op daai dag. Ons sê vir julle baie dankie vir die kantoor, Dion en Margaret en Arona en Koenie en al ons leraars, Edmore, Christa en Ella wat gewerk het tot almal al huis toe is, toe werk hulle nog. So ons sê vir julle almal baie dankie. Vir Adrie en Marie wat dit gereël het, baie dankie. Goed, dan wil ek net vinnig sê, die volgende groot geleentheid is die 25ste Mei, is die damestee, vir die wat nog nie gehoor het daarvan nie. Dit is 'n damestee wat hulle reël, die gaskunstenaar is Jack de Priester. Nou, u ken vir Jack de Priester, hy die liedjie Groen Mamba vir die baba, Mampoer vir die papa, of so iets het hy bekend gestel. Maar hy is die gaskunstenaar en dit gaan baie pret wees. Daar is nog kaartjies beskikbaar. Ons wynveiling 6de November, op die kalender is dit die 13de, maar ons het dit 'n week vroeër geskuif, want dis hoe ons vir Beierstroeter, as ook die restaurant by die golfklub kan kom boek. So baie dankie. Op die 26ste Mei gaan ons vir volledig terugvoering gee oor die finansies van die kerk. As baie mense wat sê hulle weet nou nog nie wat die kerk met hulle geld doen nie, kom luister daai dag, dit gaan meer detail wees, sodat u kan verstaan waar die kerk sy geld spandeer. Dankie. Goed, baie dankie vir Piet. Ek dink die belangrikste is dat die bazaar was 'n baie lekker dag. Oral waar mense raakloop sê hulle, dit was 'n heerlike dag. En dit is wat ons graag wil hê. En die Here was vir ons goed. Het was mooi weer geweest. Het was 'n heerlike dag. Dankie vir almal. Laaste dingetjie net van my kant as oor die bazaar net is daar's nog 16 pakkies hoendersosaties, 6 sosaties per pakkie en daar's nog 11 pakkies beef sosaties wat ons na kerk net daar by die kantoor gaan verkoop. Ons wil graag dit afhandel en die geld by die bazaar sit. So julle is baie welkom as jy hoendersosaties of beef sosaties wil koop om net 'n draai daar by die kantoor te maak. Vriende, dan 2 afkondigings wat ek op die bord net wys. Die eerste is die lydenstyd. Ons is in die lydenstyd. Ons Paasfees hierdie jaar is 14 tot 16 April het ons die stasies van die kruis, momente in die kruis. Jy kan op die internet soek na Stations of the Cross. Dis 'n ding wat vir al die eeue saam met die kerk kom. En die verskillende lokale gaan daar oral iets uitgebeeld word deur die verskillende groepe en dit gaan 'n geleentheid wees om net te kom beleef. Mens kom hier so, jy kry 'n boekie, jy gaan na elke stasie toe en as jy daar kom, dan lees jy wat gebeur daar en jy lees waaroor moet jy bid by hierdie stasie. Net daai paar 2 of 3 mense of jy alleen wat op daai oomblik daar is en dan skuif jy na die volgende stasie toe en die volgende stasie toe. Dit is van die 14de tot die 16 April, die maandag tot die woensdag. Op die 18 April hou Anton die paasdienste 8:00 en 10:00. En dan op die 20ste April 6:00 hou Willem die diens by die begrafplaas.
En ek self hou die diens 9 uur die opstandingsfees hier in die kerk. Dit is 'n groot naweek, die groot naweek in die Christelike kerk. Ons nooi vir julle uit ook na dit toe. Nou wil ek volgende die kers aansteek en terwyl ek die kers aansteek, wil ek vir julle hierdie woorde lees van hierdie lied wat ons baie keer in die kerk sing en hy sê: U is die lig wat deur die donker skyn. U is die een wat die duisternis laat verdwyn. Skyn in ons harte, dryf die donker uit. Skyn in ons lewens tot in ewigheid. Jesus Christus, ons glo in U. Ons buig voor U neer, buig voor U neer. Jesus Christus, ons God en Heer, ons bring nou aan U die eer. Kom ons sluit die oë. Here, saam met hierdie lied sê ons vanoggend: Jesus Christus, ons God en Here, ons bring nou aan U die eer. Here, as ons vanoggend hierdie kersie aansteek, dan sê dit vir ons so baie. Dit sê vir ons die lig het in die wêreld gekom. Dit sê vir ons U is die lig. Dit sê vir ons dat U teruggegaan het na die hemel toe, het U gesê julle is die lig vir die wêreld. En vandag bid ons Here dat U lig sal skyn in Taiwan, in al die lande daar wat deur die aardbewing geraak is, 13 miljoen mense wat se lewens geraak is. Here, en ons vra vandag dat daar lig sal wees ook vir hulle. Seën ook ons diens, Here, laat U lig skyn binne in ons erediens vanoggend. Laat U lig in ons skyn ook as ons later vandag huis toe ry. In Jesus se naam. Amen. Vriende, kom ons dien die Here met ons dankoffers. Dankie Rita, dis baie pragtig, né? Hierdie lied sluit so aan by die lydensweek, lydensweke wat sê: waar hartseer, pyn en leed my weerloos verlaat, weet ek dat U my nooit sal vergeet, my nooit sal verlaat. Vriende, daar is 'n prentjie van ons wêreld en ons is so bevoorreg, né? Ons bly in die middel van die wêreldkaart. Ek het altyd gewonder waarom sit Afrika in die middel, maar ek het na hierdie prentjie gekyk in die week en ons sien Noord-Amerika, Suid-Amerika, ons sien Australië, sien daar China, Japan, die Ooste, sien Europa. En dan is daar so 'n ou klein plekkie daar, so in die middel van die kaart. As jy amper 'n kruis oor die kaart sal trek en die vier hoeke met mekaar verbind, dan lê dit so amper in die middel van die kaart. En in daai klein plekkie het die God van die heelal kom bly. Het die almagtige God mens geword en hier op die aarde tussen al hierdie mense kom bly. In daai tyd toe hy gekom het, was ook aardbewings. In die vroegte geskrifte word daar baie daarvan geskryf. Ons lees in die Bybel van aardbewings, daar was vloede, daar was moorde, daar was alles wat vandag gebeur. Maar hy word mens en so amper in die middel van die wêreldkaart, daar kom bly die Here. Kom word hy mens. En vanoggend wil ons sing daaroor en met hierdie volgende 2 liedere gaan ons staan, gaan ons sing: op die aarde daal U neer, bring U hier op hierdie stikkende aarde U koninkryk. Kom ons staan.
Baie dankie, sit gerus, dit is pragtig. Vriende, ons moet ook erken dat alhoewel die Here op hierdie aarde kom bly het, dat die Here nie meer fisies op die aarde is nie, dat hy opgevaar het na die hemel, dat hy deur sy gees by ons is, maar dat ons baie keer tog 'n stukkie alleenheid beleef. Of dit reg is of verkeerd is, dat baie mense beleef iewers in hulle lewe 'n punt wat dit voel of die Here ver is. Ek lees in Psalm 42 vers 3, ek moes nou daar vir so 'n klein proseduretjie gaan en die nag toe kom hierdie woorde by my so op. Ek het nog groot geword met die gesangeboek, maar julle sal onthou daar was daai mooi gesang wat gesê het soos 'n hert in dorre streke. En sy derde vers het gesê: O my siel, waarom onrustig en wat buig jou in my? En ek word die nag wakker met hierdie woorde in my hart. O my siel, waarom onrustig en wat buig jou in my? En toe hulle nou die liedboek geskryf het en die psalms weer herberuim het, skryf hulle hierdie mooi vers 4 wat sê: Hoë berge, donker strome, rots waarteen ek vergaan. Moet dan al die golwe, Here, een vir een oor my kom slaan? Ek roep u van die Kleinberg aan, uit die land van die Jordaan. Is u dan 'n God van sweye in die mens se swartste tye? Is dit nie mooi nie? Vriende, as ons vandag hier saam is daar op 'n ander plek in die wêreld en waarskynlik ook hier tussen ons klomp mense wat voel dat die Here vandag vir my ver is. Kom ons bly so sit as ons hierdie lied sing. Dis een van die min liedjies in die liedboek wat uit ons eie tyd uitkom. Gisela de Villiers het dit geskryf, aangrypende lied. Ek lees in die week 'n briefie wat 'n ma skryf op die internet en sy sê: My 4-jarige niggie is pas met kanker gediagnoseer en ek is verpletter deur hierdie nuus. Ek vind dit moeilik om te bid. Ek voel kwaad en ek verstaan nie hoekom God sou toelaat dat dit gebeur nie. Mense sê God het 'n plan en hy kyk uit vir ons. Maar hoe moet ons 'n goeie en liefdevolle God verstaan wanneer sulke tragiese dinge met ons onskuldige kinders gebeur? Vriende, ons gaan vanoggend in die diens ook sê dat ons nie regtig antwoorde het nie, maar ons het 'n lied. En hierdie lied is 'n Bybelteks. En terwyl ons sit, kom ons met hierdie lied en ons sê: Here, Heilige Here,
U weë is nie ons weë nie. U weë is hoër as die berge, u liefde is dieper as die see. Terwyl ons sit, is dit volgens ons geloofsbelijdenis. Kom ons elkeen word sommer net stil in stil gebed voor die Here. Here, heilige Here, U weë is hoër as myne. U weë is hoër as die berge. U liefde is dieper as die see. Here, heilige Here, laat U weë ook myne wees. Here, ons sal volgens sommer net stil word voor U met 'n klomp mense in ons harte. Klomp mense wat seer het, klomp mense wat siek is, klomp mense wat alles verloor het. Klomp mense wat oral in die wêreld vra het oor waar U is. Here, en elkeen van ons wat iewers in ons lewe hierdie vraag gevra het, sal vanoggend weet hoe moeilike vraag dit is om te vra. Elkeen van ons wat iewers by 'n punt gekom het dat ons gevoel het, Here, waar is U? Sal volgende iets verstaan van hierdie noodroep van 'n wêreld wat op soek is na U. En ons vra Here dat U volgende deur hierdie saamweestyd, deur die liedjies wat ons gesing het, deur die skriflesing, deur die boodskap, dat U volgende dat elkeen van ons sal praat, Here, en dat ons in ons omgegroep in ons selgroepe en Bybelstudiegroepe verder sal praat oor hierdie vraag. Ons bid dit in Jesus se naam, kom seën U vir ons deur U Gees, deur die waarheid, in Jesus se naam. Amen. Vriende, ons lees volgens saam, ons lees 'n baie kort gedeeltetjie saam, en dit kom uit die kruisverhaal uit, Matteus hoofstuk 26,
En ons gaan daarna ook lees, of Matteus 27, ons gaan daarna ook lees uit 'n paar ander vertalings van die Bybel. Ek het dit op die skerm wys. Ons lees net hierdie gedeelte, ons is in die lydenstyd. Daar's baie goed dat mense se aandag aftrek van die lydenstyd en dit is so belangrik dat ons onthou ons is in die lydenstyd en dat ons van hier af eintlik bietjie inzoom en fokus op die lyding van die Here. En vanoggend het hierdie een klein stukkie uit Matteus 27 vanaf vers 45. Van 12 uur af het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Teen 3 uur het Jesus hard uitgeroep: Eli, Eli, lema sabachthani. Dit is my God, waarom het U my verlaat? Vriende, as ons hierdie gedeelte gaan lees in die ander vertalings, dan sal julle sien die 2020 vertaling sê teen ongeveer die 9de uur het Jesus met 'n harde stem uitgeroep: Eli, Eli, lema sabachthani. Dit beteken my God, waarom het U my verlaat? Presies dieselfde woord. Die Bybel vir almal, dis die Bybel vir dowes, sê omtrent 3 uur het Jesus baie hard uitgeroep: Eli, Eli, lema sabachthani. Dit beteken my God, waarom het U my gelos? Ons skryf in die Engelse vertalings wat baie keer sê forsaken. En dan kom die message en sê my God, why have you abandoned me? Waarom het U my uitgelos? En volgens sommer net as 'n inleiding, ons het vanoggend 'n tema preek en ons praat oor lyding. Ons probeer 'n vraag antwoord en die vraag wat vanoggend is, wat ons vanoggend oor wil praat, is die vraag: waar is God wanneer kinders seer kry? Ek lees hierdie gedeelte as 'n inleiding, ons kom net terug na Jesus se woorde toe en julle gaan dit oral ook sien in die erediens. En ons gaan 'n verskeidenheid tekste hanteer, maar die groot vraag vanoggend: waar is God wanneer kinders seer kry? Waar is God wanneer 'n ongebore baba geaborteer word? Waar is God wanneer 'n baba op die straat agtergelaat word, iewers in een van die slote of pype in die straat? Waar is God wanneer 'n klein dogtertjie vanaand laat in die bed lê en hoor hoe dat 'n neefie of 'n pappa of 'n oom na haar kamer toe sluip? Waar is God? Waar is God wanneer 'n laerskoolkind wreed verkragt en vermoor word? Waar is God wanneer 'n skoolseun in die badkamer van sy skool pap geslaan word? Vriende, hierdie is van die moeiliker vrae van geloof. Want die dieper vraag agter dit alles is: waar is God wanneer kinders seer kry? Sien hy dit of sien hy dit nie? Keer hy goed laat dit gebeur of hoekom gryp hy dan nie in as hy kan ingryp nie? Is dit so dat God vanuit die hemel kyk en dit wel sien, maar dat hy niks doen daaraan nie? Laat hy maar net begaan. Kan dit wees dat God dalk sy kop wegdraai vir al die seer op die aarde? In die afgelope weke is ons almal aangegryp deur die verhaal van Jocelyn Smith. Net omkry so. Ek dink ons almal, baie van ons lees heelpad wat in die koerant gebeur, ons lees in die hofsaake wat nou plaasvind en alles, maar bietjie meer as 'n jaar gelede het sy verdwyn. Sy was 6 jaar oud. Op 19 Februarie 2024, daai maandag iewers, het sy verdwyn. En as almal eerlik genoeg is om te sê wat gebeur, dan kan die soektog na haar begin. Maar niemand is eerlik genoeg om te sê wat gebeur nie. Tans is die hofsaak besig. Wat ons op die oomblik hoor is dat 'n klein meisietjie is miskien vir R20,000 verkoop. Vriende, ek sal nie my oudste kar vir R20,000 verkoop nie. Ons lees dat sy moontlik gestuur is na Wes-Afrika. Niemand weet nog nie, niemand weet of sy leef nie. Op hierdie stadium is sy 6-7 jaar oud. As sy nog leef, dan kan mens nie vir 'n oomblik vir jou indink wat is die trauma waardeur hierdie klein dogtertjie moet gaan nie. Wat moet sy beleef waar sy ook al is? En dan kom die vraag by mense op en jy vra, maar waar was God daai maandagoggend van 19 Februarie 2024 toe klein Jocelyn verdwyn het? Ek onthou dat so 'n klompie jare gelede was daar 'n Dani sê, maar vir my blaai. Klompie jare gelede was dit groot nuus geweest dat Sheldon Heeman
verdwyn het. Baie stadium het ons in Potchefstroom gebly, dit was in 2007. Sheldon het in Pretoria gebly en sy het weggeraak. Vir 3 weke het die hele land saam gebid. Ek onthou dat landwyd het mense gebid vir klein Sheldon Heeman, dat die Here haar moet spaar en moet oppas. Landwyd het mense gebid vir haar. En toe kom ons skokkende ontdekking dat Sheldon is dood. Haar verweerde liggaampie is gevind in 'n pyp in Pretoria. En daai Vrydag het mense landwyd pink en blou klere aangetrek, die klere waarmee Sheldon weggeraak het, die kleur waarmee sy weggeraak het. As 'n verset teen misdaad, as 'n verset teen 'n wêreld wat so siek geraak het. En het ons almal pink en blou gedra om te sê dat ons wil in opstand kom teen hierdie tipe samelewing. En die groot vraag was, hoekom doen die regering nie iets daaraan nie? Vriende, dit is 'n vraag wat beslis nog nie geantwoord is nie. Maar die dieper, groter vraag agter dit is waarom doen God nie iets daaraan nie? As die Here dit kon gekeer het, wat maak dat hy dit nie keer nie? Wat maak dat hy op daai oomblik nie ingryp in 'n klein dogtertjie se lewe nie? God is alomteenwoordig. Hy was daar. Hy sien alles, hy weet alles, hy is oral. Waarom gryp hy nie in nie? Waarom soveel aborsies in die wêreld? Waarom gryp hy nie in as 'n dogtertjie verkragt word nie? Waarom gryp hy nie in as klein seentjies geboelie word nie? En al hierdie goed bring ons maar net weer by die vraag van lyding, die misterie van lyding. 2 weke gelede het Anton gepreek daaroor en hy het gesê, waarom gebeur slegte goeters met goeie mense? Jy sal dit nog onthou. En daai dag terwyl hy gepreek het hy net so genoem van die Teodisee vraagstuk. En die Teodisee vraagstuk is die vraagstuk oor lyding. Is 'n vraagstuk waar die kerk al vir duisende jare mee besig is. Hoe verstaan ons lyding? Hoe verstaan ons dat daar 'n goeie God is wat die beste vir sy skepping wil hê? Maar dat daar soveel slegte goeters in die wêreld gebeur. Die Teodisee vraagstuk is die vraagstuk wat wil antwoorde probeer gee en sê maar waarom is daar soveel lyding op die aarde? Waarom gryp God nie in nie? Waarom laat hy toe dat mense mekaar so seermaak? Ek sien nou die dag dat net die sterfgevalle in Oekraïne se kant in die oorlog nou is so raak aan 1 miljoen mense. Vriende, dis verskriklik baie mense. Dis miljoen gesinne net in Oekraïne, net soveel mense in Rusland wat dood is. Waarom soveel rampe, siektes, epidemies? Ons sien Vrydag sien ons hoe dat geboue begin skud en hoe dat geboue waar mense, waar pappa vanoggend werk toe gegaan het en bo in hierdie gebou op 'n huiskraan sit en maar net sy werk doen en hier kom hierdie skudding en alles val in mekaar, hierdie huiskraan, hierdie gebou met mense in. En dan sukkel mense om te verstaan, hoe kan 'n goeie God soveel slegte dinge toelaat? Is ek veilig by so God? Kan ek my lewe toevertrou aan so God? Nou, baie keer, daai netjie nou terugdraai, baie keer kom mense met mooi en maklike antwoorde oor hierdie goeters. Kyk, as jy Facebook lees, dan kan jy nie help om agter te kom hoe dat mense die verskriklike maklikste antwoord het nie. Toe Sheldon Heeman in 2007 verdwyn, skryf iemand 'n briefie in die koerant en sê, daar's 'n helder sterretjie wat skyn, 'n pragtige nuwe rosie in sy tuin. Is dit nie mooi nie? Vir 'n ma wat 'n kind verloor het. Vriende, dis die tipe antwoorde wat mense baie keer gee. Strandkuiers by mense, toe praat ons hieroor en sê dat baie keer weet mense nie wat om te sê nie en dan sê hulle die grootste snert wat alles behalwe die Bybel is. Iemand anders skryf op daai stadium op die 7de Maart 2007 en sê, my hart breek vir julle in 'n tyd van nood, maar onthou, sy is darm in 'n beter plek en God pluk altyd sy mooiste blomme eerste. En Sheldon is een van hulle. Ek het 'n stel series gekoop waar iemand het 'n doktersgraad het in Rousmart, waar hy eintlik mense help wat iemand verloor het. En hy vertel van 'n gesin waar hy gekom het, waar die mamma ook gesê, die klein sissietjie is dood, en toe vertel sy ook, en toe sê, wil sy die ander dogtertjie troos, toe sê sy, maar die Here kom pluk altyd sy mooiste blommetjie. En hy vertel van die trauma wat hierdie ander sissietjie deurgegaan het, van is sy dan so lelike blommetjie. Jy sien, dis die gemors van sulke goedkoop antwoorde. As die Here al die mooiste blommetjies pluk, dan sit vandag al die lelike blomme wat hier is. Want dis wat ons eintlik vir mekaar sê, so dit klink so pragtig, maar is so leuen van die duiwel. Iemand anders skryf ook, God maak nooit 'n fout nie, hy pluk altyd net sy mooiste blom.
En dan vra mens jouself af, is almal wat agterbly die lelike blomme? Maar mens vra 'n dieper vraag en jy sê, pluk God mense soos blomme? Is dit hoe God met mense werk? Pluk hy hulle soos blomme? Mooi blommetjie in sy tuin. Is dit sy wil dat hierdie goed gebeur? Kan ons vandag kom en sê dis sy wil, dis sy manier om blomme te pluk, dis hoe hy blomme pluk? Vriende, dis so ver van die waarheid af. En as ons dan die Bybel lees, dan sien ons dat die Bybel praat heeltemal anders oor lyding. Die Bybel praat verskriklik eerlik oor lyding. As die Bybel oor hierdie seer op die aarde praat, dan is die Bybel eerlik daaroor. Daar's nie een maklike antwoord in die Bybel nie. Dis moeilike, seer antwoorde. Weet julle, ons lees die Bybel en dan lees ons daar 'n hele boek wat oor lyding gaan en dit is die boek Job. En as hierdie lyding in Job se lewe gebeur en hy verloor sy kinders, hy verloor sy diere, hy verloor sy eiendom en alles, dan lees ons nie dat Job net sê dis oukei nie. Dis baie keer wat ons dink wat gebeur het. Ons lees dat Job op 'n ashoop gaan sit, dat hy 'n potskerf vat, dat hy homself sit en krap. Dat hy terwyl hy op hierdie hoop sit, sê hy, Here, hoekom is ek gebore? Vervloek is my geboortedag. Hoekom is ek op die aarde, Here, as dit is wat mens op die aarde kry? Dis wat met Job gebeur. En nadat hy hierdie vrae gevra het en sy vriende kom kuier, dan is daar 40 hoofstukke se redenasies oor God. Hoe kan God dit doen? En eers na 40 hoofstukke, eintlik in hoofstuk 42 kom die antwoord vir Job. En dan is dit steeds nie 'n antwoord nie. Ons het eintlik maar 'n stuk troos vir Job. As ons die boek Klaagliedere lees, Klaagliedere is van die wysheidsboeke en is ook 'n boek wat eintlik vertel hoe dat Jerusalem kla nadat Jerusalem se mure platgeslaan is in die ballingskap en alles. En as jy dit lees, dan is dit nie 'n lekker stukkie nie. Dis nie 'n kwessie dat die Klaagliedere skrywer skryf en hy sê, ag weet jy, dis maar wat die Here gedoen het en so nie. Ek lees vir julle sommer net hier uit Klaagliedere 3. Daar staan, ek is die man wat ellende belewe het. Die Here het my in sy toorn geslaan. Hy het my die donker ingejaag, vir my 'n pad laat loop sonder lig. Dan gaan hy aan en hy sê, die Here is soos 'n beer wat my inwag, soos 'n leeu wat vir my voorlê. Hy het my eenkant toe gevat en verskeur. Hy het my vermink laat lê. Hy het sy boog teen my gespan en 'n teiken vir sy pyle gemaak. Hy het sy pyle diep in my liggaam ingeskiet. Dis die taal wat die Bybel gebruik wanneer die Bybel praat oor lyding en oor seer. Is harde, eerlike antwoorde. Weet julle, as jy psalms lees in die psalmbundel, is daar 40 klaagpsalms. Ons het 150 psalms. Plus minus 40 van hierdie psalms word in die kategorie gesit van klaagpsalms. Psalms waar mense by die Here kom kla, hulle hart kom uitpraat by die Here. En daar's nie een maklike antwoord in die psalms nie. Daar's geen antwoorde in die psalms nie. Want wat ons in die Bybel kry is, ons kry nie 'n antwoord op die vraag van lyding nie. Ek lees in die week, soek ek na artikels. Ek moet vandag, die Here het dit so op my hart gelê dat ek oor hierdie ding moet preek. En ek lees artikel na artikel na artikel oor lyding. En ek dink miskien gaan ek self iewers 'n antwoord kry. En nêrens tussen al hierdie artikels kry ek 'n antwoord nie. Ek kry net troos, nie antwoorde nie, maar troos. En dis hoe die Bybel werk. Die Bybel sê vir ons dat lyding bly 'n misterie. God bly 'n misterie. En die dag as ek die misterie van God prysgee, dan aanbid ek heel waarskynlik nie meer die lewende God nie. Op 'n stadium was daar 'n groot ramp gewees in Amerika, en dan skryf Billy Graham, wat die evangelis was, ek dink wat uitgestaan het seker as een van die grootste evangeliste van alle tye, dan sê hy, when I was asked to explain the tragedy of the fire at this hotel, I had to say, there's a mystery to tragedies like this. We don't know the answer, and we may never know until God explains all things to us. Vriende, hier is die eerlikste antwoord, dat ons kyk na hierdie rampe, ons kyk na seerkry, ons kyk na die seerkry by kinders, en dat ons saam met Billy Graham moet sê, ons het nie 'n antwoord hiervoor nie, ons verstaan dit nie, dis vir ons 'n misterie, soos wat God self vir ons 'n misterie is. Ek het net nou daai briefie gelees, dat hierdie vrou skryf, en sy sê, my 4-jarige niggie het kanker gekry. Here, ek verstaan dit nie. Hoe kan dit wees dat hierdie klein dogtertjie gebore word, almal is so bly oor haar lewe, en ons droom hierdie drome wat sy gaan doen, en 4 jaar later maak ons reg om haar te begrawe. Here, hoe kan dit wees? Hoe werk dit?
Weet julle, as ons die Bybel lees, dan is die Bybel so eerlik hieroor. Ons lees sommer vroeg in die Bybel, julle sal onthou toe die volk in Egipte was, dat die farao al die babaseentjies onder 2 jaar doodgemaak het. Nou die Bybel vertel nie vir ons van al daai mammas se seer en alles nie, want dit was nou die Egiptenare en goeters. Maar die Bybel vertel vir ons eintlik van 'n tyd in Egipte wat daar 'n klomp rou was, klomp seer van wat met kinders gebeur het. Op daai stadium is daar 'n mamma wat haar babietjie Moses vat en hierdie klein babietjie vir wie sy so lief is en in 'n mandjie gaan sit op die Nylrivier en hoop dat hierdie babietjie gaan afdryf en iewers langs die pad gaan iemand hierdie babietjie kry en grootmaak. En sy sit haar babietjie vir wie sy lief is in daai mandjie en sy groet die babietjie. Dis die seer wat die Bybel eerlik oor vertel. Ons lees in die Nuwe Testament met koning Herodes dat daar 'n kindermoord was, dat koning Herodes ook al die babaseentjies laat doodmaak. En as hy die babaseentjies laat doodmaak, ons lees dit altyd net so vinnig, ons wil graag oor Jesus se geboorte praat, dis mos Kerstyd as ons dit lees. Dan staan daar Matteus 2 vers 18, 'n gekerm word op Rama gehoor, 'n gehuil en 'n groot gejammer. Rachel treur oor haar kinders en wil nie getroos word nie omdat hulle nie meer daar is nie. Sien in jou kop 'n prentjie van die dorpie Bethlehem. Omtrent 25 babietjies is doodgemaak volgens berekening en hier in die strate huil die ma's. Dis 'n droewige geluid, soos wat al die ma's huil oor kindertjies wat doodgemaak is in hierdie onregverdige prosesse. Ons lees in die Nuwe Testament van die weduwee van Nain en dat toe Jesus in die dorpie Nain inkom, net op daai punt dra hulle 'n draagbaar hier uit en op hierdie draagbaar lê daar 'n jong ouetjie. En hy besef dat hierdie ouetjie is die kind van 'n weduwee. Hierdie is daai weduwee se enigste hoop om te lewe. Hierdie is die kind wat eendag vir sy ma moet sorg. Daar's nie pensioenfondse daai tyd nie. Hier lê alles. En dat Jesus hierdie jong ouetjie opwek en vir hom sê, jong man, staan op. Ons lees dat Jairus by die Here kom en dat die Here dat daar in hulle huis seer kry was, sy dogtertjie is op die einde dood en dat Jesus daar kom en dat hy hierdie dogtertjie van 12 jaar opwek uit die dood en sê gee vir haar iets te ete. Waarskynlik iets soets as jy 12 jaar is. Vriende, dis die realiteit van die lyding. Iemand wat sy lewe my nogal aangegryp het van dat ek baie klein was, is Moeder Teresa. Moeder Teresa is in 1910 in Macedonië gebore. Sy word groot in 'n toegewyde Katolieke gesin. Toe sy 18 jaar was, toe sluit sy aan by die Susters van Loreto, is 'n orde daar in Ierland en sy vertrek na Ierland op 18-jarige ouderdom om daar vir die Here te werk. 20 jaar later, toe sy 38 jaar oud was, toe sê sy die Here roep haar om te gaan werk onder die armstes van die armstes. Dit was haar opdrag. Sy sê die Here het vir my gesê gaan werk onder die armstes van die armstes. En dan gaan sy na Calcutta toe in Indië en sy gaan werk daar onder die armstes van die armstes vir 49 jaar totdat sy dood is op 87 jarige ouderdom. Vriende, en as jy Moeder Teresa se lewe kyk, Calcutta is regtig een van die plekke met die grootste armoede. Dis een van die baie prentjies hoe dit daar lyk. Sy los alles agter en vir 49 jaar gaan bly sy in hierdie seer kry, waar daar al hierdie armoede is, al hierdie mense wat seer het, al hierdie kinders sonder kos. Ek sê in die week vir iemand hier by ons is dit baie maklik as daar kinders sonder kos is, dan ons 'n sopkombuis en ons gee vir die 20 of 30 of 100 kinders waar daar is kos. Maar wat doen jy as jy in 'n stad bly met miljoene mense en elkeen is honger en elke kind is honger? En saam met al hierdie armoede gaan al die ander slegte dinge wat ook saam met armoede gaan. Moeder Teresa, terwyl sy daar is, stig sy 'n organisasie, die Missionaries of Charity, en sy roep mense om deel te word van hierdie werk. En vandag werk hierdie organisasie in 133 lande met meer as 4500 nonne wat deel is van die organisasie, wat huise bestuur vir mense met vigs, melaatsheid, tuberkulose, sopkombuise, apteke, mobiele klinieke, weeshuise, skole, alles. Later wen Moeder Teresa die Nobelprys vir vrede as gevolg van haar geweldige werk onder arme mense. Na haar dood is sy verklaar as 'n heilige, 'n saint in die Katolieke Kerk.
En dis die deel van Moeder Teresa wat ons ken, dis die deel wat ons in die media gelees het. Meeste van ons het groot geword met hierdie prentjie van haar. Maar Moeder Teresa het 'n paar mentors gehad, sy het 'n paar vaders gehad, priesters in die Katolieke Kerk wat haar mentors was. En deur die jare het sy vir die mentors briewe geskryf en gesê wat sy beleef het. En sy het altyd gesê hulle moet die briewe vernietig, maar hulle het dit nie vernietig nie. Na haar dood het die Katolieke Kerk besluit om die briewe te bewaar en dit nie te vernietig nie. En vandag is hierdie briewe beskikbaar. En as ons hierdie briewe lees, sien ons iets wat Moeder Teresa ervaar het in daai stikkende wêreld met al daai stikkende kinders. Sy skryf op 'n stadium vir haar mentor, sy sê, Jesus has a very special love for you. But as for me, the silence and the emptiness is so great that I look and do not see, listen and do not hear. Dit skryf sy in 1979 vir haar mentor. Op 'n stadium skryf sy dat sy vir die laaste 25 jaar van haar lewe amper nooit die teenwoordigheid van die Here ervaar het nie. Dat as sy al hierdie nood en hierdie armoede so sien, dan het sy net so leeg gevoel en net gewonder, waar is God? Hoe kan hy nie daar wees nie? In 1953 skryf sy vir haar mentor en sy sê, bid asseblief spesiaal vir my dat ek nie sy werk mag bederf nie en dat ons se Here homself mag openbaar, want daar is so 'n verskriklike duisternis in my, asof alles dood is. Want sy sien hierdie lyding op lyding op lyding. Sy het baie keer verwys na the darkness of the soul, en dis 'n term wat ander mense voor haar gebruik het. Sommige sê dat hierdie term wat sy gebruik het, the darkness of the soul, is 'n geestelike toestand van diep duisternis en leegheid, wat 'n algemene ervaring vir mense van geloof kan wees. Vriende, ek wil vandag julle met raak sien dat hier is iemand wat haar lewe gee vir die Here. 49 jaar daar in die slums in Calcutta werk. En wat sê, party dae as ek al hierdie lyding sien, dan dink ek, waar is die Here? Hoe kan dit wees dat die Here nie ingryp nie? En in die Bybel is daar ook sulke gesprekke met God. Ons kry die klaagpsalms in die Bybel. N.T. Wright, een van die groot teoloë van ons tyd, sê dat klaagliedere en gebede ontstaan wanneer gelowiges se vrae oor ellende in die wêreld onbeantwoord bly. Ons sing klaagliedere wanneer ons nie meer enige rasionele verklaringe of troostvolle versekerings oor het nie. As nog tegnologie, nog teksverse uitkoms gee, wend gelowiges hulle tot klaagliedere. Dan sing ons soos die psalmis, dan sing ons soos die skrywer van klaagliedere, dan praat ons soos wat Job gepraat het. En dis hoekom dit in die Bybel opgeskryf is. In die Bybel is daar 40 klaagpsalms. In Psalm 13 vers 2 tot 3 staan daar byvoorbeeld, hoe lank gaan u my nog bly vergeet, Here, vir altyd? Hoe lank gaan u nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog op my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal my vyande nog oorheers? Psalm 77, ek roep na u, o God, om hulp. Ek roep na God, want hy sal my hoor. In my nood soek ek hulp by die Here. Ook in die nag bly my hande in gebed uitgestrek sonder om moeg te word. Maar ek vind geen troos nie. Psalm 22, die psalm wat Jesus aan die kruis aanhaal. My God, waarom het u my verlaat en bly u ver as ek om hulp roep? My God, ek roep dit dags en u antwoord nie. Ek roep snags, maar ek kry geen rus nie. Daai dag toe Jesus aan die kruis sterf, met sy kruisiging, haal hy uit Psalm 22 uit aan. Terwyl hy daar aan die kruis hang en besig om te sterf, dan haal hy 'n versie uit Psalm 22 aan en hy sê, my God, waarom het u my verlaat? Jesus sterf eintlik met hierdie klaagpsalm op sy lippe. Hy sterf met hierdie woorde op sy lippe van, my Vader, waar is u in hierdie oomblik? Waarom het u my verlaat? Waarom help u nie? Waarom antwoord u nie? Sou ons kon sê dat Jesus in sy sterwensoomblik iets beleef en iets sê van dit wat mense op aarde baie keer beleef? Dat Here, ons sien hierdie seer kry en ons sien hierdie lyding en ons vra so baie keer, Here, waar is u? Hoekom gryp u dan nie in nie? Hoekom kom help u nie? Nou, baie gelowiges is baie ongemaklik met hierdie soort vrae. Baie gelowiges wil hê ons moet heelpad almal oukei wees. Maar daar's 'n plek in ons geloofslewe om vrae te vra.
Daar's 'n plek om te kla. En daarom kry dit dit in die Psalm. Ons voel baie keer gelowiges moenie twyfel nie, gelowiges moenie vra nie, gelowiges moet net altyd sekerheid hê en okay wees. Dis nie die Bybelse prentjie nie. Marius Nel skryf in die kerkbode so 2 jaar terug en hy sê om 'n klaaggebed te bid is daarom baie meer as om net te kla dat die wêreld vol pyn en ellende is. Dit is om God direk aan te roep om iets daaraan te doen. Klaaggebede is op 'n paradoksale wyse juis 'n uiting van geloof in 'n tyd wat ons geloof uitdaag. 'n Geloof dat God nie afwesig is in ons lyding nie. Klaagliedere is 'n manier om te sê, Here, ek is so desperaat. Ek het niks anders om te doen nie as om by U te kom kla of by U te kom huil oor die seer kry in die wêreld. Vriende, as ons vandag vra waarom kry kinders seer, dan moet ons ook vra waarom is daar enigsins seer in die wêreld? En dan moet ons vandag vir mekaar sê dat die Bybel gee nie vir ons antwoorde op lyding nie. As die Bybel vir ons die finale antwoorde op al die lyding gegee het, dan het die kerk dit nie vir 2000 jaar gevra nie. Ons het nie die antwoorde nie. Maar wat die Bybel vir ons gee, is die Bybel gee vir ons wat in 'n tyd leef, in 'n wêreld leef vol lyding, 'n klomp troos. Hier waar ons elkeen op 'n sekere stadium in ons lewe pyn en lyding ervaar, gee die Bybel vir ons klomp troos en ek wil vir julle vinnig wys. Die eerste ding is dat die Bybel vir ons begin deur te sê dat ons bly in 'n stikkende wêreld. En dit help vir my om te weet dat God self sit nie agter al die seerkry in die wêreld nie. So baie keer kan ons dink dis die Here wat hierdie seerkry op my pad bring. Anton se preek nou die dag het dit so mooi uitgebring dat die seerkry is nie noodwendig as gevolg van my sonde of iets wat ek verkeerd gedoen het of omdat die Here nie van my hou nie. Ons bly in 'n stikkende wêreld, 'n wêreld wat so vol seerkry is. In Genesis 3 het die wêreld stikkend geword. Die man is gestraf, die vrou is gestraf, die aarde is gestraf. Alles het stikkend geword. 'n Tweede ding wat die Bybel vir ons sê is dat die Satan is die vors van hierdie wêreld. Ek dink baie keer vergeet ons dit so 'n bietjie, dat Jesus na die Satan verwys as die vors van hierdie wêreld. In Johannes 14 vers 30 sê Jesus se disippels, ek sal nie meer lank met julle kan praat nie, want die owerste van hierdie wêreld is aan die kom, maar hy het geen mag oor my nie. Die owerste van hierdie wêreld is aan die kom. En daarom sê Jesus vir sy disippels, hy sê julle sal dit moeilik hê, dit sal swaar gaan. Julle sal uitmekaar uitgejaag word. Toe hy daai week inry in Jerusalem, dan sê hy hier by die tempel sal nie 'n klip op 'n ander klip bly staan nie, alles sal vernietig word en dit was so. Op 'n stadium later in die evangelie dan sê hy daar kom swaar tye, weet die vrouens wat in daai tyd swanger is, hier kom moeilike tye. En dit is belangrik dat ons weet dat in hierdie wêreld gebeur daar baie dinge wat nie die Here se wil is nie. Daar's baie dinge wat die Here anders wil hê. 'n Derde ding is dat die Bybel vir ons troos en vir ons sê maar God weet alles wat in die wêreld gebeur. Daar's nie iets wat in hierdie wêreld gebeur wat die Here nie weet nie. Ek het so tyd terug het ek gepreek oor Hagar wat in die woestyn moes invlug en toe lê daai klein babietjie Ismael daar onder 'n bos en huil. En wat die Here vir Hagar sê, ek het die kind hoor huil onder die bos. Dat die Here sê ek hoor hierdie klein babietjie huil. Ek hoor hy's honger, ek hoor hom, ek is daar. Op 'n stadium sê hy vir sy disippels, hy sê daar sal nie 'n haar van julle kop afval sonder dat julle Vader dit weet nie. En daarmee sê die Here Jesus dat dit wat op die aarde gebeur, gaan nie by die hemel verby nie. Hy sien alles, hy weet alles. Hy sê op 'n stadium vir die disippels, hy sê dat selfs die mossies sien die Vader almal raak. 'n Vierde ding wat vir my belangrik is as ons troos soek in lyding, is dat God is by kinders as hulle seer kry. En ons sal natuurlik dieselfde van groot mense kan sê. In Jesaja 43 sê die Here vir die volk, hy sê as julle deur die riviere moet gaan, ek is by julle, julle sal nie alleen deur hierdie riviere gaan nie. Hy sê as julle in die vuur moet kom, ek is by julle. En Jesaja 43 is nie 'n hoofstuk vir groot mense nie. Sy opskrif is nie 'n belofte vir groot mense nie. Dis 'n belofte vir mense, vir God se kinders. As jy deur moeilike tye moet gaan, ek is daar, ek los jou nie, ek sal jou help. As Jesus aarde toe kom, dan lees ons hy's Immanuel, God by ons. Hebreërs 13 vers 5b, die ou vertaling het dit so mooi gesê, my ma het dit nog onderstreep in haar Bybel, en die versie was van kleintyd af my so kosbaar, ek sal julle nooit begewe en julle nooit verlaat nie.
Matteus 28, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Waar was God op Maandag 19 Februarie 2024? Hy was daar. Hy was by Jocelyn. En as sy nog leef, dan is die Here op hierdie oomblik by haar. Soos wat hy by Josef was in Egipte. Hoekom het hy nie gekeer toe die slegte goed gebeur nie? Ons weet nie. Daarvoor het ons nie 'n antwoord nie. Dit is wat Billy Graham gesê het, dat ons nie weet nie. Maar wat ons weet is dat hy was daar. Net soos wat hy daar was toe Petrus gesterf het onderste bo aan 'n kruis, toe Jakobus se kop afgekap is. Hy was daar toe Stefanus met klippe doodgegooi is. Hy het dit nie gestop nie, maar ons lees hoe dat Stefanus vir ons sê dat terwyl hierdie slegte ding met my gebeur, sien ek die hemel oop en ek sien die seun van die mens aan die regterhand van die Vader. Hy was daar. Hy was daar soos wat hy by Polycarpus, die martelaar was, toe Polycarpus daar op 'n brandstapel gesterf het op 86 jarige ouderdom en gesê het, ek sien die Here. Vriende, dis wat ons het, dis die troos wat ons het, wanneer ons vandag hierdie vraag vra. 'n Volgende ding wat die Bybel vir ons sê, is dat God het 'n baie spesiale plek vir kinders. Matteus 18 sê, in daardie tyd het die disippels by Jesus gekom met die vraag, wie is die belangrikste in die koninkryk? Hy het 'n kindjie nader geroep en hy het gesê, so moet julle wees, soos hierdie kind. Met ander woorde, Jesus sê eintlik dat hierdie kleintjies is vir my so kosbaar. Hulle is amper vir my die toonbeeld van hoe julle as groot mense moet wees. En dan sê hy vir sy disippels, dan sê hy, hierdie kleintjies se engele is gedurig voor my Vader. Nou die mense van die Bybel het geglo dat vir elke kind is daar 'n engel by die Here. En het gepraat van 'n beskermengel en dis waar die uitdrukking vandaan kom wat ons oupas en oumas gebruik het. Maar dan kom Jesus en sê eintlik dat hierdie kleintjies se engele is gedurig voor die Vader. Die Vader weet alles wat met elke klein kindjie gebeur. En daarom is dit ook iets wat ons vandag moet weet, dat elkeen wat iets aan 'n kind doen, die Here weet dit, die Here sien dit. Dan sê die Bybel 'n volgende ding, God self sal wraak neem. As jy die briewe lees wat mense nou skryf na Jocelyn se verdwyning of daai tyd na Sheldon se dood, dan lees ons op Facebook briewe van vloek, van haat, van rassistiese woorde, van aggressie wat mense het. Mense kan dit seker baie keer verstaan. Een van die persone skryf in 2007 by Sheldon se dood, skryf sy, ek hoop die vark wat dit gedoen het, kry dieselfde medisyne in die tronk en sy lewe sal een lang hel wees. En mag sy gewete hom later begin pla tot en met die dag van sy dood, want nou glo ek nie hy het 'n gewete nie. Nou ons moet eerlik wees, dis hoe ons voel as hierdie goed gebeur. Maar dan kom die Bybel en die Bybel sê vir ons, maar God sal wraak neem. Julle kan ontspan. God sal wraak neem vir dit wat met Jocelyn gebeur het. God sal wraak neem vir dit wat met Sheldon gebeur het. God sal wraak neem oor elke onregverdigheid. Jesus sê in Markus 9, hy sê, elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo van my afvallig maak, vir hom is dit beter as 'n groot meelsteen aan sy nek vasgemaak word en hy in die diep see gegooi word. En dan skryf Hebreërs 10 vers 31 en sê, dis verskriklik om in die hande van die lewende God te val. Vriende, partykeer dan dink ons, mense hier op aarde kom met alles weg. Die Bybel troos ons eintlik en waarsku ons en sê, dis verskriklik om in die hande van die lewende God te val en deur hom geoordeel te word. Iemand skryf 'n briefie en dis vir my so mooi, sy sê, die enigste vertroosting wat julle, sy sê dit vir die ouers, die enigste vertroosting wat julle in ons wel het, as dit voor God se oordeel niks ongesiens verbygaan nie, en juis hierom sal daar met die wat sy kinders seermaak, afgereken word. En daarom is dit ook in ons harte 'n stuk berusting. Daarom gaan ons nie oor in 'n stuk rasisme nie. Daarom raak ons nie van die ouens wat op Facebook hierdie lelike goed skryf nie. Want ons het 'n rustigheid in ons harte. Die Here sal wraak neem, hy sal vergeld. En dan 'n laaste enetjie net. Kinders se trane word ook afgedroog. Openbaring 21 vertel dit so mooi en sê dat daar gaan 'n dag kom wat die Here alles gaan kom nuut maak. Hierdie stikkende aarde gaan nuut word. Alles gaan verby wees.
En dan staan daar so, en dan sal die Here die trane van julle oë afdroog. Ons het dit gesing vanoggend, die eerste lied met die voorsang. Kyk, ek droog al die trane af, alles word nuut, alles word vry. En weet julle, dit is so 'n mooi belofte, nie net vir groot mense nie, maar dit is ook 'n belofte vir die kinders. Vir daai kind wat seer gekry het, daar kom 'n dag wat hierdie trane ook afgedroog is en alles nuut word. Wat 'n klein dogtertjie of 'n klein seentjie of 'n groot oom of 'n groot ou tannie splinter nuut by die Here is. En die aardse lewe is eintlik maar net so 'n klein stukkie van 'n ewigheid. En vir daai ewigheid na dit is al hierdie pyn en seer kry en lyding weg. Ek wil sommer net afsluit deur te sê, die klaagpsalms is harde, eerlike gesprekke met God. Maar die klaagpsalms eindig altyd met 'n nuwe vertroue in die Here, behalwe Psalm 88. Al die ander klaagpsalms eindig altyd weer met 'n berusting en 'n vertroue en 'n nuwe verhouding met God. Met ander woorde, as jy die klaagpsalms lees, dan kry jy hierdie mense wat hulle harte oopmaak, dit uitstort voor die Here. Wat vir die Here sê, Here, ons verstaan nie, U antwoord nie, ons is so alleen. En net as hy klaar maak met die psalm, aan die einde van die psalm, en sê hy, Here, ek sal op U bly vertrou, ek hou vas aan U. Is dit nie wat Moeder Teresa ook gedoen het nie? Sy's daar in Calcutta en hier in die een kant skryf sy en sy sê, Here, ek sien al hierdie seer, ek sien hierdie kinders. Ek het nie eens kos om vir hulle te gee nie. Op 'n stadium met die paus waar 'n kar gegee het, verkoop sy die kar en sy koop nog 'n plek waar sy kinders in kan laat bly. Sy sê, Here, dis net arme mense so ver as mens kyk. Ek voel so donker, my siel voel so donker, ek kry geen antwoord nie. En terselfdertyd dan skryf sy in van 'n ander briefies en sy sê, ek is so lief vir die Here. Ek hou so vas aan hom. Ek glo in hom. Daai dag toe Jesus aan die kruis sterf en hy roep uit en hy's aan die kruis en hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Waarom het U my geabandon? Waarom het U my gelos, sê die ander vertaling? En Jesus wil met hierdie woorde op sy lippe sterf, dan sê hy net na dit, dan sê hy hierdie sinnetjie, dan sê hy, my Vader, in U hande gee ek my gees oor. Here, ek verstaan nie hierdie lyding nie, maar Here, ek vertrou U, in U hande gee ek my gees oor. Vriende, ek dink dit is die lewe van 'n Christen, 'n lewe van 'n kind van die Here. Ek dink 'n eerlike kind van die Here het baie vrae, baie onbeantwoorde vrae. Ek dink 'n eerlike kind van die Here kom iewers in sy lewe by 'n punt dat hy sê, Here, hoe is dit moontlik dat die wêreld so lyk? En terselfdertyd kom ons en ons sê, Here, ek vertrou op U. Ek het niemand anders nie. Ek vertrou op U, ek glo in U, ek hou vas aan U. Ek verstaan dit nie, maar ek hou vas aan U. Amen. Here, baie dankie dat ons vanoggend kan nadink oor die vraag van lyding. Here, dit is so 'n moeilike ding om oor te praat. Here, maar as ons hieroor praat, dan dink ons direk aan al die seer om ons. Ons dink aan klein Jocelyn, ons dink aan soveel kinders hier in ons eie omgewing. Ons dink aan kinders wat mishandel word, wat misbruik word, kinders wat nie kos het nie. Here, daar's soveel lyding, soveel seer, groot mense, ouers. En Here, ons het nie antwoorde vir dit nie. Dankie dat U vandag vir ons tog troos. En vir ons sê dat ons kan al ons vrae vir U gee. U word nie ontstel wanneer ons vrae vra nie. Here, U word nie ontstel wanneer ons sê, maar Here, ek roep na U, maar ek kry nie 'n antwoord nie. Dankie dat ons kan en moet eerlik wees met U. Maar dankie dat ons ook altyd weer by 'n punt kom dat ons tog rus vind in U, ten spyte van die feit dat ons nie altyd antwoorde kry nie. Dankie dat U vir ons sê, ek sien alles, ek weet alles, ek sal wraak neem. Julle kan ontspan. Help vir ons om in hierdie ontspannenheid te gaan leef. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, kom ons sing 'n lied saam met mekaar. Ek voel nou sommer 'n bietjie heilerig, julle ook. Ons gaan 'n mooi lied sing. Ons kan nou vandag hierso kan ons mekaar in trane inpraat oor kinders se seer kry. Ons kan nou sê, ja, kom die Here nie daai kind en daai kind en daai kind gehelp nie. En dan moet hy sê, maar hier om ons is daar soveel seer. Hier om ons is daar soveel nood, soveel uitdagings en ook weier is dit. As dit vir ons regtig aan die hart gryp, dan moet ons mos nou gaan vir die kinders en die groot mense vir wie ons wel iets kan doen
iets gaan doen. En hierdie liedjie sê dit. Kom ons staan en ons sing dit saam. Weer eens 'n dankie vir Rita, dankie, dit was spesiaal, baie mooi die lydensliedere. Vriende, mag elkeen van julle regtig die Here se vrede beleef, mag julle vandag ervaar hoe die Here ook saam met julle elkeen huis toe gaan, vir julle bewaar, en hoe dit wat ons gebid het, hoe ook waar word in ons lewens. Ek wil vandag vir julle 'n seënbede lees, kom ons sluit die oë, dan lees ek vir julle 'n Fransiskaanse seënbede. Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde, halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy uit die diepte van jou hart kan leef. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking en die uitbuiting van mense, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger en oorlog ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. En mag God jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld, sodat jy dinge sal kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. Amen. Kom ons sing die seënbede en ons seën mekaar.